elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Baie welkom by Vita die Bybelstudies. Ons is in die Evangelie van Johannes en ons is in hoofstuk 6. Laaste opname het gestop by vers 35, so ons gaan van daar af aan. En sommer net so vinnig, ek het nou die voorreg gehad om die laaste week en 'n half net so 'n bietjie terugvoer te kry van mense wat die Johannes Bybelstudie doen, en dis vir my so wonderlik om te hoor hoe die woord mense se harte gryp en omdolwe, want dis presies wat die woord doen. Nee, ek dink 'n oom het jare terug, en as ek reg onthou, was dit oom PD Leroux was 'n AGS pastoor jare terug, wat bedien het in Suid-Afrika. Hy is ook al oorlede, die oom, maar hy het eendag vertel van 'n boer wat gesê het, die woord is soos brandewyn. Eers vat jy hom en dan vat hy jou. So dink ek, dis 'n oulike beskrywing. So ons is besig met Johannes 6, dis die konflik hoofstuk. Dit is so 'n fantastiese hoofstuk, omdat dit op 'n manier 'n mens se eie hart oopvlek tot in die kern. Dat die krisis wat hier ontstaan het in Johannes 6 is ook die krisis wat by herhaling in my eie lewe plaasvind. En hoe Jesus dan nou, en ons gaan nou dieper daarin delf, om te sien die eienaardige benadering wat Jesus inslaan, wat hy handhaaf om met hierdie mense te praat. Nou hy die brood vermeerder, hy het ook op die see geloop die vorige aand, waarvan hulle niks weet nie, maar sy disippels wel, en hulle wil hom koning maak, en Jesus sê, maar julle wil my koning maak nie oor wie ek is nie, maar oor wat ek vir julle kan doen. Julle het plek vir my in julle lewe, en ek is net nie in daarvoor nie. Ek is die Here, en julle bestaan. Die regverdiging van julle bestaan, julle verlossing, hang daarvan af, is dat julle eerstens sien dat ek is wie ek sê ek is, en tweedens, julle lewe voor my neer lê vir wie ek is. So dis 'n belangrik voel vir my nie goed genoeg nie. Mense wil sê dit is 'n ononderhandelbare, ongenaakbare, as jy wil, kern van die hele evangelie. Dit is waaroor alles gaan. Om Jesus te ken vir wie hy is, en om hom te gehoorsaam. Dis waar alles gebeur. Dis waar die lewe lê. Dis waar verlossing is. Daar's nie 'n ander manier nie. Jy het nie plek vir Jesus in jou lewe nie. Jy nooi hom nie in nie. Jy nooi hom net nie in nie. Ek dink dit is 'n beeld wat by ons geskep is deur Openbaring 3 vers 20, ek staan by jou deur en ek klop, nee. So Jesus gebruik 'n bepaalde beeld om vir hulle te sê, ek staan in daardie gemeente, ek staan buite, ek's nie eers in julle harte nie, julle is vreeslik besig om vir my te werk, en julle doen, jy weet, allerlei dinge, en julle staan vas, en julle so aan, maar ek's nie in julle harte nie, en ek staan aan die buitekant en ek klop, jy weet, so, ek klop, om die aksie van Jesus ook te kenne te gee is, dat hy dring by hulle aan, hy klop, maak oop, maar die waarheid is, so dis daai beeld, uit Openbaring 3 vers 20, maar die waarheid is, dat die gelowige nooi nie net bloot Jesus in nie, hy lê sy lewe voor Jesus af, so in die woorde van Paulus, later jare, Paulus se briewe is geskryf voor hierdie evangelie, ja, dis reg, maar in die woorde van Paulus, wat sê, ek het alles as drek beskou, om Christus, Jesus, my Here, as wins te verkry, en ek strek my uit, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my, nee, ek dink in Engels sal mens kan praat van the total abandonment of self. Nou dis waar die verlossing lê.
En niemand totally abandons himself as hy nie weet wie Jesus is nie. Nee, kom ons hou net so 'n bietjie by daai gedagte. Dis al klaar 'n majestueuse saak vir twee mense, 'n man en 'n vrou wat trou, vir hom om hom totally abandon to his wife en vir haar na 'n man toe, is dit al klaar 'n majestueuse saak. Baie mense is 50 jaar getroud en kry dit nie eers reg nie. So as ons nou praat van jy lê jou lewe voor Jesus neer, ons praat van the total abandonment van jou lewe teenoor Jesus. Dis waar verlossing lê. Daar is nie verlossing buite dit nie. Sien, dis die belangrike ding, en dis nie 'n nuwe boodskap nie, dis nie 'n Nuwe Testamentiese boodskap nie. Dit kom reg deur van Genesis tot die laaste boek in die Bybel. So dis 'n belangrike verstaan en 'n boodskap, en iets waaraan jy jou eie hart kan meet om te sê, maar hoe staan ek ten opsigte van die saak? So Jesus lei 'n konflikgesprek in met hierdie groep mense, en hy sê vir hulle reguit, julle soek my net oor wat ek vir julle kan doen. Nou die gesprek gaan in intensiteit nou vermeerder, die spanning gaan nou begin bou, en Jesus gaan volhou daarmee eind uit, tot waar ons gaan sien waar dit gaan eindig in hierdie hoofstuk. So kom ons lees verder vers 36, maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Met ander woorde, ek openbaar myself aan julle, die julle liewe tyd. Julle kan mos nou sien, ek gaan rond, dis nie net wat ek hier in julle midde doen nie, dis ook wat julle hoor by ander mense, ek in hulle midde gedoen het, dis deel van die getuienis. En ek word in julle midde openbaar vir wie ek is, en tog glo julle nie. Nou, is dit vandag nog so? Jy sien, dis asof daar nie 'n sekonde verloop het van hierdie situasie in Johannes 6 tot waar ons nou sit in die 21ste eeu nie. Nee, mense sê, dis presies dieselfde. Dis presies nog so, as niks verander nie. Ons het in tussentyd vliegtuie uitgevind en allerlei wonderlike goeders en medisyne en goed en so, maar die hart van die mens bly nog presies dieselfde. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Al wat die Vader my gee. Ek wil ietsie oor dit sê, want het gaan nou nog voorkom hier, so ek dink dis goed as ons nou al hierdie onderwerp wat Jesus op die tafel sit, 'n bietjie kan deurtrap. Nou, nie net hierdie skrifgie nie, die ander, ons gaan hulle nou lees, ons gaan soos ons gaandeweg hierdeur werk, gaan jy dit sien. So kyk, let mooi op, kyk na die teks. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Goed, so kom ons sê, wie kom na Jesus toe? Diegene wat deur die Vader aan Jesus gegee is. Nou voor jy wegspring en 'n teologie daarvan maak, luister net eers klaar. Dis baie belangrik. Nie net in hierdie hoofstuk nie, maar ook in ander, wat nou nog moet kom. Ek dink nou sommer dadelik aan Johannes 8, 2 hoofstukke van hier af. Gaan hierdie boodskap baie duidelik wees. Nou, die tema is so half en half al aangeraak in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 5. Hoofstuk 5 is 'n geweldige, diep, belangrike, kragtige hoofstuk. Ek wil vir jou my verstaan van hierdie deurgee. Jesus sê, as julle die Vader gesoek het, sou julle na my toe gekom het. Julle maak daarop aanspraak, dat julle God soek. Nou, die Jode praat net van God. Hulle onderskei nie in die persone van die drie eenheid nie. Ek dink nie, hulle is bewus van die drie persone, van die Godheid nie. Hulle is nie bewus daarvan nie.
Ek praat nou onder korreksie, ek dink nou eintlik soos ek praat. Maar wat hulle betref, is hy een persoon in die Godheid. Die Here, ons God, is een, daarmee verstaan hulle, een persoon. Dit maak tekste in die Ou Testament, sommige tekste taamlik problematies, waar God meervoudig verskyn, of meervoudig in taal voorkom. Maar dit daar gelaat. Die punt hier is, die Jode, met wie Jesus hier praat, maak daarop aanspraak, dat hulle God soek. Hulle dien hom, hulle soek hom. Nou, al van hoofstuk 5 af, baie sterker so in hoofstuk 8, maak Jesus die argument, dat hulle nie God soek nie. Hulle soek hom nie. Want as hulle hom regtig gesoek het, soos byvoorbeeld, kom ons dink, Lukas 2, soos byvoorbeeld Tannie Anna, daar by die tempel, of oom Simeon, 2 bejaarde mense, wat met opregtheid van hart, regverdige, heilige, rein mense, wat God soek. Jesus' argument is dit, as jy waarlik God soek, sal jy by my uitkom, want dis wat die Vader doen. Die Vader trek nie mense na homself toe nie, hy vat mense, hy wys mense na die Seun toe. Nou, dis waar vir 'n hele klomp diepgaande, diep teologiese redes. 1. Niemand het nog ooit die Vader gesien nie. Maar hy wat in die boesem van die Vader is, Johannes 1:18, die het hom verklaar. Jesus is die beeld van die onsigbare God. God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die beeld, die sigbare, van die onsigbare, die Vader wat onsigbaar is. Nou, in die Nuwe Testament alleen is daar 7 skrifgedeeltes, ten minste, daar is eintlik meer, maar daar is 7 prominente skrifgedeeltes wat sê, niemand het nog ooit die Vader gesien nie. Hy is onsigbaar, niemand kan hom sien nie. Die enigste manier hoe jy die Vader kan sien, is in die aangesig van Christus. As ek nou reg onthou, jy kan dit net verifieer, my dalk so 'n bietjie korrigeer met 'n vers of wat, maar dit staan in 2 Korintiërs 4 vers, en ek dink dis vers 6. Kyk net bietjie mooi daar. Ons leer God ken, ons leer die heerlikheid van God ken, skryf Paulus, in die aangesig van Christus. Dit is 'n geweldige, belangrike waarheid om te verstaan. As jy dan sê, en Jesus sê vir die Jode, die Vader is nie julle Vader nie, die duiwel is julle Vader. Julle soek nie God nie. Nou dit kom al in Jesaja voor, dis nie 'n nuwe ding nie, waar God vir Israel sê, julle soek my, maar dis nie waar nie, julle soek my nie, julle lyk soos 'n nasie wat na my wil vra, maar is nie waar nie. Dink nou aan Jesaja 58 as 'n voorbeeld, maar as hordes. Julle soek my nie. Maar, en hier is die punt wat Jesus maak, as julle waarlik in opregtheid, maak nie saak die lig wat jy het, of dit baie of min is nie, maar as jy in opregtheid na God soek, sal jy by Jesus uitkom. Dis die punt. As jy die Vader, jy soek God, hy sal jou bring na Jesus toe. Maar as jou godsdiens bloot net godsdiens is, en dis oppervlakkig, en jy soek God nie, jy gooi net 'n geestelike sousie oor, gaan dit duidelik word. Hoe gaan dit duidelik word? In die manier hoe jy teenoor Jesus reageer. As jou soeke na God net window dressing is, en is nie in waarheid nie, en is nie opreg nie, en is nie van hart nie, dan sal jy Jesus weerstaan. En ek wil hê, jy moet dit nou weet, Jesus maak dit daar. Al wat die Vader my gee, as jy die Vader soek, as jy God soek, dan sal hy aan jou Jesus openbaar, want dis wat die Vader doen.
Die Vader is die een wat vir Petrus, Jakobus en Johannes sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbaai, luister na hom. Die Vader trek mense na die seun toe, en die seun bring hulle in gemeenskap met of in, kom ons soek 'n ander woord daar, hy bring hulle in verhouding met die Vader. 'n Verhouding met, dis wat die seun doen. Die mens het toegang tot die Vader vanweë sy verbintenis met die seun. Verwerp die seun en die Vader verwerp jou. Die Vader reageer teenoor jou na gelang van hoe jy en ek teenoor die seun reageer. 'n Geweldige belangrike waarheid in die skrif. Jy omseil nie die seun nie. Alle dinge is deur hom geskape. Alle dinge is vir hom geskape. Hy en net hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons werk nog na daardie skrifgedeelte toe. So as Jesus sê in vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. In die konteks gesien van wat in Johannes staan, is dit nie die typiese Calvinistiese uitverkiesingsteorie nie. Dis ver groter en dieper as dit. Jesus sê vir hulle, die manier hoe julle teenoor my reageer, is die klinkklare bewys dat julle nie God soek nie. Want as julle sou hy julle vir my gegee het. En die wat na my toe kom, sal ek nie uitwerp nie. Nooit uitwerp nie. Die wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Ja, nou dit is so helder en duidelik en nugter, moenie nou goedjies daarin lees nie. Daar staan nie, die wat na my toe kom, sal ek nooit laat verlore gaan nie. Dis nie wat daar staan nie. Jy sê, ja man, dit kan, ek sê, ja, wacht, die rede hoekom ek dit uitlig is, lees wat daar staan. Die wat na my toe kom, sal ek nie uitwerp nie. Nou, daar is hierdie interessante skrifgedeelte in Matteus 7, waar Jesus sê, en daardie dag, sal baie vir my sê, Here, Here, in U naam het ons duivels uitgedryf, in U naam het ons kragtige dade gedoen, en dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie, julle, en hier is die kwalifiserende frase, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Wat beteken dit, om die ongeregtigheid te bewerk? Dit beteken, om nie volgens die standaard van Christus, jou lewe in te rig nie. Nou voel ek sal dit nou moet verduidelik. Nee, so ons gaan bietjie stadig met hierdie ene, maar hierdie goed is belangrik, dat ons net 'n stewige fondasie lê. Jesus, die Seun van God, is die standaard van reg en verkeerd. Alles wat jy lees in die Ou Testament is 'n profetiese rede en 'n skaduwee van die ware. Wat is die ware? Jesus is die ware. Die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Johannes 16 vers 9, dink ek. Die feit dat Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dode, was, aldus Paulus in Romeine 1 vers 4, was die finale bevestiging van God, dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Die feit dat hy opgestaan het uit die dode en na die Vader gegaan het, is die bevestiging dat Jesus die standaard van reg en verkeerd is. As jy wil weet wat is reg en verkeerd voor God, hier is die waarheid. Dis my geliefde seun, luister na hom. En toe die disippels opkyk, toe is Moses nie meer daar nie, en Elia is nie meer daar nie, die wet en die profete is nie meer daar nie, Jesus is die wet van God, en hy is die profeet van God, die stem van God. Hy is God self. In die begin was die woord,
Die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom is daar lewe, en die lewe is die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons het sy heerlikheid gesien, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Waar is die guns van God? In hom. Waar is die waarheid van God? In hom. Hy is die standaard. Verwerp hom. Staan nie onder sy gesag nie. En jy verwerp die geregtigheid van God. So wie is die mense wat Jesus gaan wegwys in Matteus 7 vers 23? Hulle doen dit dan in die naam van Jesus. Wel, dit moet mense wees wat in Jesus begin het. Hulle het aan hom begin. Hulle het, soos Simon die towenaar, nou kan ek nie onthou wat 'n hoofstuk was dit nie, maar ek sou so uit die heup skiet en sê, ek reken as ek nou reg onthou, was dit Handelinge 8, kan dit daar rond wees, wel is in die omtes daar. Is nie ver van daar af nie. As dit nie daai hoofstuk is nie. Simon die towenaar het tot geloof in Jesus gekom. Hy is gedoop as 'n disipel van Jesus, nadat dit gebeur, en hy die gawe van die Heilige Gees ontvang. As ek reg kan onthou, net bietjie weer gaan lees daar. En toe wil hy by Petrus dit koop. Toe sê Petrus vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan. Toe is hy baie bekommerd oor die vloek wat Petrus oor hom uitspreek, en sê dat Petrus moet dit terugtrek. Maar Petrus sê, jy is besig om Jesus te weerstaan. Jy kan in hom begin, en van daar af hom begin weerstaan, en die ongeregtigheid bewerk. En Jesus wys jou weg. Kom na hom toe, en hy sal jou nie uitwerp nie. So wat weet ons van Matteus 7? Hierdie is mense wat al na Jesus toe gekom het, maar toe weggegaan het, en aanhou weggaan, en sy gesag weerstaan. Kry jy dit vandag? Ja, jy kry dit vandag, miskien is dit nog jy. Miskien is dit jy. Jy het begin in Jesus, het jou lewe voor hom neergelê, en toe, in die jare daarna, begin jy Jesus weerstaan, en jy weerstaan hom, en die Heilige Gees praat met jou oor jou lewe, praat met jou oor jou gedrag, praat met jou oor wat jy doen, dink en sê, maar jy weerstaan die gesag van Jesus. Nou as jy die gesag van Jesus weerstaan, bewerk jy die ongeregtigheid. Die opdrag van Jesus is baie, baie duidelik. Bly getrou tot die einde toe. Kom na hom toe, soos Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 4, en hou aan na hom toe kom. Dit beteken ek onderwerp myself aan hom. Ek onderwerp my aan sy gesag, wat my lewe betref. Nie net op 'n Sondagoggend in die praise and worship sessie nie, maar in my verhouding met my vrou en my kinders en my bure en die mense om my binnelewe. Nee, wat ook al my lewe behels, ek onderwerp my aan hom, en deur my aan Jesus te onderwerp, wat die opdrag van God is, 1 Johannes 3 vers 23, dit is die opdrag van God, die opdrag, dat ons aan hom sal glo, en Jesus sal glo. As jy gaan lees, dat is nogals merkwaardig om dit te sien, en mekaar sal lief hê, met ander woorde sal luister, dat ons onderwerp aan hom, hy wat aan die Seun glo, die ewige lewe, maar hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Die waarskuwing is nie net aan die wêreld nie, dis ook aan die gelowiges. Petrus sê, 1 Petrus 1, wees dan soos gehoorsame kinders wat julle hele lewe aan God onderdanig maak, en in julle hele lewenswandel heilig word, want julle weet dat hom wat julle as Vader aanroep, sal jou oordeel sonder aanneming van die persoon. Jy is losgekoop uit rebellie en uit die wêreld om aan Christus onderdanig te wees. Wees dan onderdanig, want as jy hom weerstaan,
weerstaan jou. En as jy hom weerstaan, sal hy jou uiteindelik ook weerstaan. Dis so 'n belangrike woord. As jy 'n teologie het, wat 'n streep deur hierdie boodskap van Jesus trek, maak dit nie saak hoe waterdig, krap, jou argumente is nie. Jy's in die moeilikheid. Jy's diep in die moeilikheid. Die wat na my toe kom, sal ek nie uitwerp nie. Kom na Jesus toe. En ons praat nie van die kom na Jesus toe, soos Johannes 6 nie. Ek het 'n plek vir jou in my lewe. Jy weet, jy kan my brood vermeerder. Wow, ons moet vir jou koning maak. Nee, sê Jesus, dis nie die soort kom na my toe waarvan ek praat nie. Die soort kom na my toe waarvan ek praat, is die neerlê van jou lewe vir wie ek is. En wie is ek? Die Here van die heelal, die absolute baas van alles wat lewe, sigbaar en onsigbaar, in die hemel en op die aarde. Die Here. Daarom sal die laaste aksie van God teenoor die ganse mensdom, die wat teen hom rebelleer en wat voor hom buig, die laaste aksie sal wees, dat almal voor Jesus gebring sal word, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely. Wat? Wat gaan hulle buig en bely? Dat hy die Here is. Dit is 'n ontsettende belangrike ding. So, met dit gesien, in die konteks van die skrif, om te verstaan waaroor hierdie goed gaan, is dit vir my helder en duidelik wat vers 37 beteken. Sonder dat ek nou allerhande ander goedjies daarin bring om te sê, kyk hier, dis wat dit beteken. 'n laaste woord daarop. Ons kan die video hier so eindig. Kom ek sê net 'n laaste woord daarop. Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens by mekaar maak. Maar julle wou nie. Die hartseer in die uitspraak van Jesus, terwyl hy buitekant Jerusalem sit en oor die stad uitkyk, is om te sê, ek wil julle by mekaar maak. My hart is om julle by mekaar te maak. By my. Ek bring julle na my toe. Maar julle wil nie. En hy hou hulle verantwoordelik. Hulle is verantwoordelik. Dit is nie God wat kies dat hulle nie na Jesus toe kom nie, en dan hou God hulle verantwoordelik omdat hulle nie na Jesus toe kom nie. Dis God wat wil hê dat hulle na Jesus toe kom. Maar hulle soek hom nie. Hulle wil hom nie soek nie. Hulle weerstaan hom. Dit is die wil van God dat almal tot kennis van die waarheid sal kom. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Maar hulle weerstaan hom. Daarom bly hulle blind. Daarom bly hulle ore toe. En daarom bly hulle harte hard. Elke knie sal buig.